In die Bybel lees ons van bonatuurlike werke. Dinge wat vir ons verstand en ons brein te groot is om te begryp en te verstaan. En ek dink die eerste gedagte by die mens is gewoonlik om skepties te wees en te vra, maar het dit regtig gebeur? En ons lees van baie wonderwerke, as kinders word ons groot en ons leer van Jesus wat op die water geloop het. En jy het dit gaan probeer en jy kon dit nie reg kry nie. En dit bring 'n mens by die vraag, is die Bybel 100% akkuraat in alles wat dit vir ons leer? Ja, ek dink dit is 'n gelaaide vraag en dit hang seker af van hoe jy dit interpreteer. Maar gelowiges bely dat die Bybel betroubaar is. En wat ons bedoel wanneer ons sê die Bybel is betroubaar, dan is dit om te sê dat die Bybel in die boodskap daarvan is 100% betroubaar, is 100% waar. Want dit is God se woord en is God se openbaring van homself. Nou, as jy die vraag anders interpreteer en sê is die Bybel 100% akkuraat, dan kan mense nou baie keer gedeeltes in die Bybel gaan uithaal en sê, maar hier beskryf die Bybel 'n beeld van die skepping of van die heelal, wat ons weet nie waar is nie. Soos verskillende hemele en miskien 'n plat aarde tipe idee, en wanneer dit daarby kom, dan sê ons, jy kan nie die Bybel gaan lees asof dit 'n wetenskaplike handboek is nie. As dit is waaraan jy die Bybel wil meet, dan gaan dit vir jou lyk na onakkuraatheid. Die Bybel is nie bedoel om 'n wetenskaplike handboek te wees nie. So daar is gedeeltes in die Bybel, byvoorbeeld, waarin daar gespreek word tot mense binne die wêreldbeeld wat hulle ken en verstaan. Met ander woorde, die punt van die gesprek was nie om vir hulle te leer hoe is die skepping saamgestel nie. Ja. Die punt was om 'n teologiese boodskap oor te dra, en daarom word daar met hulle gepraat in die wêreldbeeld wat hulle ken en verstaan. As jy nou sou begin met hulle praat in 'n wêreldbeeld wat vir hulle totaal vreemd is, dan raak die debat oor hoe lyk die heelal. Ja. En so is daar sulke gevalle in die Bybel. So daar's 'n paar goed om in gedagte te hou. Die Bybel is nie 'n wetenskaplike handboek nie. En daarom klink dit ook nie altyd so nie. Ander voorbeeld is dat mense soms klein besonderhede in die Bybel se gaan uitwys, miskien in een evangeliebeskrywing teenoor 'n ander evangeliebeskrywing, sal gaan uitwys dat hier word gesê dat byvoorbeeld Christus 'n man genees het op pad na Jerusalem. En elders word daar gesê hy het 2 mans genees op pad terug na Jerusalem. En weer eens, mens moet verstaan in watter konteks die Bybel geskryf is, en mens moet verstaan in watter tyd hy geskryf is. Meet jy daai beskrywings aan die standaarde van die tyd waarin die Bybel geskryf is dit 100% akkuraat. Daar het ander reëls bestaan vir geskiedskrywing in die tyd van die Bybel as wat vandag bestaan. Soos ons vandag byvoorbeeld as 'n geskiedskrywer 'n boek skryf oor die Vryheidsoorlog en hy beskryf 'n veldslag, dan is daar 'n verwagting by ons dat daai persoon al die geografie 100% akkuraat sal beskryf. Die getalle aan albei kante 100% akkuraat sal beskryf. Wie daarbey betrokke was 100% akkuraat sou beskryf. So dis die moderne standaarde vir geskiedskrywing. In die Bybelse tyd was dit glad nie vir mense belangrik nie. Ja. In die Bybelse tyd was wat het gebeur en wat is die boodskap daarvan. Ja. Dis wat belangrik was. Ja. En in daai opsig is die Bybel 100% akkuraat. Die punt is nie hoeveel mense genees is nie. Die punt is nie of dit op pad of op pad terug van Jerusalem af was nie. Die punt is, Christus het genees, hy het blinde mense laat sien. En dis die boodskap wat oorgedra word. So as ons nie die Bybel anakronisties gaan meet aan standaarde wat bestaan het na die Bybel geskryf is nie, dan weet ons die Bybel is heeltemal akkuraat. En dan miskien 'n derde aspek wat ons daarvan moet aanspreek is dat daar verskillende vertalings van die Bybel is. Ja. Die grondtekste van die Bybel is natuurlik herhaaldelik oorgeskryf en gekopieer en versprei. En in daardie proses het daar foutjies ingeslyp. Meeste van hulle weet ons vandag, want ons kry baie van hierdie grondtekste en ons kan hulle met mekaar gaan vergelyk en dan kan ons gaan opspoor waar die foutjies ingeslyp het en dan kom ons agter die meeste van daardie foute is 'n eenvoudige meerfout in plaas van 'n enkel fout of iets dergeliks. Maar
selfs met al die verskillende variante lesings van die grondtekste van die Bybel, is die boodskap 100% dieselfde en duidelik, en ons het sekerheid daaroor. Watter troos sal jy vir iemand gee wat sê, maar daar is woordjies wat verskil tussen die 83 en die 53 en die 2020 vertaling. Wat sê dan, maar die Bybel verskil hier van mekaar. Wat se troos kan 'n mens vir iemand gee wat so voel en so meer? Ja, ek dink daar's miskien 2 antwoorde daarop. Die eerste een is, jy kan jouself daaraan troos dat dit nie verander, en al die verskillende vertalings wat ons in Afrikaans van die Bybel het, verander nie een van hulle aan die boodskap van die Bybel nie. Die boodskap van die verlossingsgeskiedenis van God verskil nie. Daar is nie 'n ander metode van verlossing nie, daar is nie 'n ander verlosser nie. Dis miskien die eerste groot troos. Die tweede een is dat ons kan na die grondtekste toe gaan en dit gaan vergelyk. En dan het ons natuurlik in die grondtekste het ons iets wat ons noem tekskritiek, wat ons, en dis nie selfde skrifkritiek nie, tekskritiek is doeteenvoudige metode, is 'n stuk werk wat gedoen is deur die vertalers, om vir ons al die moontlike variante lesings te gaan gee, waar hulle oral voorkom, in hoeveel getalle hulle voorkom op verskillende plekke, en hoe waarskynlik dit is. So met tekskritiek is dit gewoonlik vir die dominees baie maklik om agter te kom, wat was die oorspronklike teks, en wat is die betekenis daarvan. En in terme van ons inleiding oor mense wat sê, maar daardie wonderwerke kon nie gebeur het nie, dis skrifkritiek. Dis skrifkritiek, dis korrek. Skrifkritiek is om te sê, daar is iets wat in die Bybel staan wat nie waar is nie. En dit kan nie waar wees nie, want volgens die wetenskap byvoorbeeld kan 'n man nie op water loop nie. En dan is ons antwoord daarop natuurlik, ja, dit is hoekom ons dit 'n wonderwerk noem. Want dit is nie fisies moontlik nie, is nie wetenskaplik moontlik nie. Dis iets wat God gedoen het. God het 'n wonderwerk laat gebeur. En dit is vir ons in die Bybel opgeteken. En dis net vir my interessant dan, wanneer Jesus met die Sadduseërs praat, wat nie geglo het in die opstanding van die lewe nie, dan sê hy dadelik vir hulle, julle dwaal, eerstens julle dwaal, want julle ken nie die krag van God nie, wat in sy bonatuurlike werke uitkom, en die skrifte nie. Ja, en dit was die punt, dit was die punt soos die wonderwerke, soos die Here Jesus wat die storm stil maak. Die punt was juis om vir mense te sê en te wys dat hy krag het oor die natuur, dat hy God is. Christus het homself openbaar as God, wat 'n menslike vlees aangeneem. Dit was die punt daarvan. So die reaksie van ongelowiges maak sin in ongeloof. Ja.